Goed, graad 12. So kom ons kyk gou na hierdie vraag. Dit is die rekordeksamen vraestel van 2023. Hierdie enetjie is 'n bietjie moeiliker op hierdie stadium. Oor 2 weke gaan jy hom makliker kan regkry, want dan gaan jy al hierdie werk ook gedoen het. Hulle sê vir jou 'n blok A met 'n massa van M word verbind aan blok B met 'n massa van 7,5 kg deur daai ligte onrekbare tou wat vir jou sê dat die spanningskrag bly dieselfde. Terwyl blok A aanvanklik in rus op die grond is. So, alles is hier in stilstand. En iemand hou vir B vas. Wanneer blok B vrygelaat word, beweeg dit vertikaal afwaarts, want ons werk net in 2 dimensies, en dan tref hy die grond met 'n snelheid van 3,41 meter per sekonde. Nou moet daai al klaar vir jou 'n aanduiding wees dat jy iets anders moet gebruik as net F net is MA. Daai is nie 'n versnelling nie, daai is 'n snelheid. En nêrens in die vorige somme wat ons gehad het, kon jy snelheid invervang nie. So, die eerste een wat hulle vir jou sê is, ons gaan nou eers wrywing ignoreer. Toon deur middel van 'n berekening die grootte van die versnelling. En jy moet aantoon dat dit die versnelling is. In plaas daarvan om net vir jou te sê, bereken die versnelling, sê hulle vir jou waar jy moet uitkom, sodat jy daai waarde in die res van jou somme kan gebruik, dan is dit nie soveel opvolg nie. So as hulle dit ooit vir jou gee, dan moet jy weet dat jy met daai waarde moet aanhou werk. So die formule wat jy gaan gebruik om hierdie versnelling uit te werk is, ek het nou nie eers geskryf nie, vraag 2, en dit is die November, of die rekordeksamen. So rekordeksamen skryf julle in Augustus, September 2023. Dan ja, 2.1. Dis die formule wat jy gaan gebruik. En ek sê weer, oor 2 weke sal jy weet watter formules jy na kan kyk en watter jy gaan gebruik. Jy weet dat hierdie blok het aanvanklik stil gestaan, so sy initial snelheid was 0. Sy finale snelheid gee hulle vir jou as 3,41 wat jy moet kwadreer. Dan gaan ons wil die versnelling uitwerk en ons weet hy was 1,5 meter bo die grond. En dan as jy al die sommetjies doen wat ek vir julle sal wys, dan kry jy 3,88 meter per sekonde minus 2, want is versnelling. So moenie jou kop nou hier oorbreek nie. Jy gaan weet om dit uit te werk. Vraag 2.2 kan jy doen. Teken 'n benoemde vrye kragte diagram, toon al die kragte wat op B inwerk, onmiddellik nadat hy vrygelaat is. So nou hou niemand hom vas nie, belangrik. Die enigste krag wat op hom inwerk is gravitasiekrag, want hy is besig om af te beweeg. Maar hierdie tou is aan hom vas, so daar's 'n spanningskrag ook. Daar's nie 'n normaal krag nie, want hulle sê, jy moet die vryliggaamkrag liggaamdiagram teken net nadat hy vrygelaat is. So hy's nog nie op die grond nie. Hy's nog hier in die lug. So die enigste 2 kragte wat op hom inwerk is die gravitasiekrag en op is dit die tension, die spanningskrag. So daar is jou vryliggaamdiagram 2 punte. Vraag 2.3 is Newton se tweede wet, definisie wat jy ook kan leer. Dan sê hulle by 2.4, jy moet die massa uitwerk. Bereken die
waarde van M. M is die massa van A, deur Newton se tweede wet op elke blok toe te pas, terwyl hulle in beweging is. En jy kan sommer sien as 5 punte. So dis nie net een som nie. So ek gaan my twee formules neerskryf. Ek het blok A en ek het blok B. By al twee skryf jy F net is gelyk aan M maal A. F net is gelyk aan M maal A. Ek weet by B, terwyl hy daar beweeg, het ek my gravitasie, hy is besig om af te beweeg. So ek skryf hom eerste en ek trek die spanningskrag af. Die massa hier is 7,5. En ek het nou net die versnelling uitgewerk. So dit is 3,88. So ek het dit. Het ek FG, weet ek hoe swaar is hierdie blok? Ek weet. So ek kan sê 7,5 maal met 9,8 minus FT is gelyk aan, en dan werk ek hierdie uit, dit is 29,1. Ek kan my FT hierdie kant hou, en ek kan sê 29 minus hierdie waarde, en hierdie gaan so, 75, bietjie minder as 75 wees. So as ek hierdie waarde oorvat, dan kry ek minus 44,4. Onthou, daai minus was daar, ek kan hom nie laat verdwyn nie. Hier is 29, hier is amper 75, positief 75, vat ek oor, hy word minus 75, en dus kom ek minus 44 daar kry. En nou kan ek, jy maal eintlik met 'n minus aan beide kante, maar ek kan daai minus wegvat. En dan weet ek wat is my tension. Nou dit, ja, goed, dis nog steeds nie wat hulle vra nie. Hulle wil die massa van hierdie ene weet. So kom ek vat A is besig om op te beweeg. So ek kan sy tension, die spanningskrag kan ek eers sit. En ek kan die gravitasie aftrek. En dit is M maal A. Die tension het ons nou hier uitgewerk. Dis mos dieselfde vir al twee. 44,4. Die gravitasie is massa maal 9,8. En hierdie massa weet ek ook nie, maar ek weet die versnelling is 3,88. En nou is dit 'n redelike doenbare som. Ek het daarso minus 9,8 en ek het hierso 3,88 en as ek hierdie oorvat na die ander kant toe, minus, dan word hy 'n plus, dan kry ek 13,68 en aan hierdie kant het ek my 44,4 net so, en dan kry ek dat M is 3,25 kilogram. En daar het ek my massa uitgewerk. 5 punte. So jy sal heel waarskynlik iewers 'n punt kry vir jou formule. Die feit dat jy A uitwerk. Die feit dat jy hierdie kant reg in vervang. Ons gee nie 'n punt vir hierdie antwoord nie. Ons gaan 'n punt gee dat jy om hierdie kant in vervang, dat jy daar reg in vervang, dat jy hierdie antwoord reg kry en ons het nie daar punt gegee, dat jy daar in vervang het. So 1, 2, 3, 4 reg in vervang, 5 antwoord. Ok, dit moet jy kan doen. So hierdie is nie 'n tipiese gelyktydige vergelyking nie, want hulle gee vir ons so baie inligting dat ons hierdie kant kon oplos. En dan kan ons hom daarin vervang. Maar altyd 'n goeie plan om te begin met jou A en jou B se F net gelyk aan MA. Die volgende vraag sê hulle bereken die maksimum hoogte bokant die grond. Nou dit is ook 'n vraag waar jy 'n bewegingsvergelyking gaan gebruik. En ek gaan hom net hier neerskryf dat jy kan sien
En dit lyk so. Ek gaan weer hierdie ene gebruik. Maar nou gaan ek sê, wanneer hierdie blok op die einde stil staan, is sy snelheid 0. Wanneer hy op sy hoogste punt kom. Wanneer hy die hoogte bereik wat blok B was, gaan sy snelheid, soos sy beginsnelheid, gaan dit wees. 2, dan die versnelling, die oomblik wat hierdie 2 in beweging is die versnelling 9,8. En dit gaan jy verstaan wanneer ons nou kom by projektielbewegings oor 'n week en 'n bietjie. En dan wil ons weet hoe ver gaan hy beweeg. En as jy hierdie sommetjie oplos, dan kry jy 0,59 meter, wat jy dan by die 1,5 tel, en dan kry jy, daai blokkie A gaan op 2,09 meter stil staan. Nou moet asseblief nog nie oor nommer 2.1 en 2.5 bekommer nie. Wanneer ons klaar is met momentum en ons doen die bewegingsvergelykings, dan gaan jy baie mooi verstaan wat hier aangaan. En dit is hierdie vraestel.